ek het 'n gedagte wat ek met u wil deel. Iets wat die Here op my hart gelê het, met die tema, die Vader se stem. Ek wil met u praat oor die Vader se stem. Dit is seker vir my een van die belangrikste goed, en ja, ek gaan 'n welbekende gedeelte die woord van die Here vir u voorhou, in Lukas 15 vers 11, net tot 22, wat gaan oor die verlore seun, maar ek dink dit nodig om dit weer te hoor vanmôre. Vrouens, sê gou vir my, en julle lieg nou mos nie meer nie, julle het mos nou ophou lieg. Hoeveel van julle moes al vir 'n tweede maal vir jou man iets sê, voordat hy verstaan het of gehoor het? Steek bietjie op. Meeste, die res is net bang. Okay, so mans, ek gaan maar weer vir julle sê. Okay, kom ons lees weer. Okay, Lukas 15, 11 tot 22. Hy het ook gesê, 'n man het 2 seuns gehad, en die jongste van hulle het vir sy vader gesê, Vader, gee my die deel van my eiendom wat my toekom, en hy het die goed tussen hulle verdeel. En nie baie daarna nie, die jongste seun alles bymekaar gemaak, en weggereis na 'n ver land. En daar het hy sy eiendom verkoos, deur losbandig te lewe. En toe hy alles deurgebring het, kom daar 'n swaar hongersnood in daardie land, en hy het begin gebrek ly. Toe het hy hom by een van die burgers van daai land gaan voeg, en die het hom in sy veld gestuur om die varke op te pas. En hy het verlang om sy maag te vul met die pele wat die varke eet, en niemand het aan hom gegee nie. Maar hy het by homself gekom en gesê, hoe baie huurlinge van my vader het oorvloed van brood, en ek vergaan van honger. Ek sal opstaan en na my vader gaan, en ek sal vir hom sê, Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor u, en ek is nie meer werd om die seun genoem te word nie. Maak my soos een van die huurlinge. En hy het opgestaan na sy vader gegaan, en toe hy nog ver was, het sy vader hom gesien, en innig jammer vir hom gevoel, en gehardloop, en hom omhels, en hartlik gesoen. En die seun sê vir hom, Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor u, en ek is nie meer werd om die seun genoem te word. En my vader sê vir sy diensknegte, bring die beste kleed, en trek hom dit aan, en gee 'n ring vir sy hand, en skoene vir sy voete. Amen. Woo, glory to God. Hierdie is vir my geweldige mooi gedeelte, en hier's 'n paar nuwe goed wat vir my oopgegaan het in hierdie gedeelte, terwyl ek voorberei, en die Here met my praat. Wil ek vir julle sê, ons is in 'n wêreld wat mense se grootste behoefte is nie net finansies en geleerdheid en gesondheid en goed nie, maar dis om aanvaar te word en die stem van die Vader te hoor. Dis die grootste leemte. Jy kan die hele wêreld gaan, jy kan alles kry, jy kan geld kry, jy kan kos kry, jy kan geleerdheid kry, jy kan 'n vrou kry, jy kan 20 kinders kry. Daar's 'n leemte tot die dag wat jy luister na die stem van die Vader wat met jou praat. Daar's 'n leemte wat gevul moet word, en die leemte is die stem van Koning Jesus. Amen. Nou ek wil gou vandag vir julle sê, die Vader se stem is so mooi, want hy roep wanneer die ander stemme stil raak. Ons kyk na hierdie jong seun, en ons sien hoe hy het op 'n plek gekom, hy het allerlei stemme gehoor. Stemme van pelle wat sê, hey man, jy sit hier vas, en kyk wat het jy alles, kom ons gaan geniet dit. Die wêreld het hom geroep, die plesiere van die wêreld het hom geroep, die begeerlikhede en die verlokkinge van die wêreld en die vrouens het hom geroep. En hy besluit, nee, wag, laat ek gaan. Ek gaan eerder dit so bietjie doen, wat help het my, ek sit hier so. Want ongelukkig, wanneer jy onder die geklank van die Heilige Gees is, waardeer jy dit nie soos wanneer jy dit verloor het nie. Daar's 'n ware spreekwoord wat die ouer mense sê, en dit is, spyt is 'n goeie ding, maar hy kom te laat. Nou, ek wil nou hê jy moet hierdie ding nou mooi verstaan, en hier kom hierdie man, en hy voel, hoor jy maar hierdie stem van hierdie goedjies roep my man, en hy gaan, en hy kry sy erfdeel, en hy gaan mors dit nou lekker uit, en hy geniet dit, en die vriende se stemme weer klink, die wêreld se stemme weer klink, die plesier stemme weer klink, die vrouens se stemmetjies weer klink. Toe die geld laas, toe raak die stemmetjies stil. Nou, waar is julle nou? Niemand is meer oor nie, waar is hulle nou? Die geld is nie meer daar nie, ek kan nie vir hulle supply nie, want onthou, dis 'n eenrigting verhouding. En toe niemand meer daar vir hom is nie, niemand hom meer hoor nie, dis daar een stem wat nie stil is nie. Dis die Vader se stem,
wat sê, jy's my geliefde seun, in wie ek steeds 'n welbehae het vanmôre. Halleluja, kom ons gee die Here hand, halleluja. Ek wil hê jy moet vanmôre weet, wanneer die wêreld se stem stil raak, wanneer sosiale media se stem stil raak, wanneer omstandighede en alles om jou se stemme stil raak, wil ek vir jou sê, die stem van die Here sal nooit stil raak nie. Hy roep nog altyd. Baie mense hoor al hierdie stemme, en baie van hulle is so bang, want hulle hoor stemme van vrees, stemme van verwerping, stemme van veragting, stemme van verwyte. Maar God sê, nee man, nee, ek het meer vir jou in stoor. En ek wil hê jy moet weet, Jesaja 30 vers 21 sê mooi, hy sê, en jou ore sal 'n woord agter jou hoor wat sê, dit is die weg, wandel daarop. Halleluja, jou ore sal 'n woord agter jou hoor wat sê, dit is die weg, wandel daarop. Ek wil hê jy moet dit verstaan, dat hierdie Vader kom nie soos die wêreld en hy sien die foute nie, die Vader sien die potensiaal raak. Toe hierdie seun terugkom, toe sê die Vader vir hom, hey, jy is so vuil, staan nie daar asseblief, jy stink. Want hy kom hy varkhok uit. Ek weet nie of julle weet nie, dit is nie soos die tekenprentjies, is 'n mooi sementhokkie en 'n blommetjie bakkie en sulke goedjies met 'n shower vir die varkie nie, hoor. Is nou nie een van die 3 varkies nie. Dit is nou regtig, dit is 'n ander storieetjie. Dit stink. Ek was nou daar by Pastoor Roy is hulle weer gewees en hy het nou begin boer met varkhok, want hy sê hy gee nou vir hulle meel, maar hy wil een of ander tyd vir hulle vleis ook gee. Nou kyk ek so daai storie so aan, maar hulle stink, hoor. Nou kyk ek mos eers is dit die student of is dit die, nee, toe besef ek nee, is die varkies. Kyk, as jy partykeer mos hard werk, dan ryk jy ook mos maar soos een van hulle. Maar ook in elk geval, ek terg en ek kyk jy goed so en ek besef, dis so mooi. En ek is so dankbaar vir wat hulle doen. Ek wil vir jou sê, bid vir hulle, vir wat God ook in hulle werk doen. En tussenin, kyk ek so die varkies so en ek besef, is 'n stinkende storie. Kyk, is nie ons job hier, hoor. Nee, is nie my job daai nie. Ek sal ander goed doen. Geef my katjies om op te pas of hondjies of goedjies as my vrou daar is om te help skoonmaak. Maar ek is nie gebou vir sulke goed nie. Kyk, as hulle vir my gesê het om 'n pa te word, gaan jy met doeke ruil. Was ek nou nog 'n baie gelukkige alleen man. Nou is ek 'n baie gelukkiger getroude man. Hey, ek het myself gered nou. Okay, maar in elk geval, ek is nou nie gebou vir dit nie. Het ek nou net eers weer als afsluk. So, maar in elk geval, nou, die Vader sien nie foute nie, hy sê nie vir hom, hey, jou vuil ding, kyk hoe stink jy wou mos nie luister nie. Is een van die grootste redes hoekom ons baie keer nie terugdraai na God toe nie. Ons is bang vir die verwyte, wat eintlik ons boeties en sissies vir ons gaan gee. Is dit so? Ons is bang vir die verwyte, ja, jy wou nie luister nie, ek het jou gewaarsku, maar jy luister, wat is die blompotte? Ken julle daai? Ornamente. Een van my juffrouens op skool het my gewys is nie ornament nie, toe sy hom amper afgeruk het. Jesusie, ek sukkel nou nog met trauma. Maar in elk geval, is nie so erg nie. So, ek was maar stout geweest, die goedjies het ook nie altyd gewerk nie, maar in elk geval, en die Vader kyk na hom, en hy sien niks van daai foute nie. Hy sien nie sy vuil klere nie, hy sien nie die reuk en die varkmis wat aan sy skoene vassit nie, hy sien niks nie, hy sien nie eers sy mislukking nie. Hy sien die potensiaal. Want ek wil hê jy moet vanmôre een ding mooi weet, dat daar die kind is nie wat hy fout gemaak het nie. Sy identiteit is nie die fout wat hy gemaak het nie. Sy identiteit kom van die Vader waar hy vandaan kom. Sy identiteit word bepaal deur sy pa se toekoms wat hy weet in sy kind se lewe is. Dit wat sy pa in hom investeer. En terwyl ek so kyk na hierdie gedeelte, sien ek die seun kom daar en hy sê vir hom, Vader, vergewe my, ek is nie werd om 'n kind van U genoem te word nie. Die Vader sê nie vir hom, ja, ek het ook so gedink. Jy moet mos nie na my luister nie, gaan sit daar by jou ma. Hy sê niks van daai goed nie.
Terwyl die kind besig is om homself te demote, alhoewel hy was reeds daar in 'n toestand, antwoord die vader hom nie op die fout wat hy wil erger maak nie. Hy luister nie eers na dit nie. Die vader se eerste woorde is, bring die beste kleed. Want die vader weet wat is sy identiteit. Die vader weet wat moet hy wees. Ja, jy het nie geluister nie. Ja, jy het geval. En ja, jy het seer gekry. En ja, ek glo jy het geleer. Maar ek wil vir jou sê, baie meer as dit is ek dankbaar. Jy het weer huis toe gekom. Jy is weer deel van die gesin. Halleluja. Ek wil hê jy moet hierdie saak baie mooi verstaan. Die vader het hom nie gaan staan en blameer en gekritiseer en geboelie omdat hy nie wou luister nie. Hy het gesê, nee, gee vir ons die beste kleed. Hy gee hom weer 'n ring aan sy vinger wat beteken hy kry sy koninklike verbond terug. Weer skoene vir sy voete wat beteken die bereidwilligheid vir die evangelie van vrede. Dit beteken 'n opdrag. Dit beteken hy herstel hom in sy posisie. Ek wil gou vir nog iets by sê. Het u geweet? Die woord sê die vader het hom van ver af gesien. Dit beteken die vader het elke dag gaan staan en loer, wanneer sien ek my seun terugkom. Daai vader was op die uitkyk vir sy kind wat moet terugkom, want hy het geweet daar is 'n kind wat hier hoort, wat nie hier is nie. Nou wil ek hê jy moet nou mooi hoor. Volgens die Joodse tradisie, as jy teruggaan, 'n man met aansien, het nie gehardloop nie. Is iemand wat stadig beweeg het met 'n gevolg om hom. Hy het nie gehardloop nie, want dit is amper benewe hulle vlak. Dit was meer 'n status ding, het hy net beweeg, en sy gevolg was saam om sy manne. Maar toe daai pa sy kind sien, toe los hy sy status. Toe vergeet hy van hoe wonderlik en hoe hoog hy is. Die woord sê, toe hardloop hy sy seun tegemoet. Hy hardloop hom tegemoet, en hy was vuil, hy het gestink, als maar hy het hom gedruk, hy het hom vasgehou, want dit is sy seun, na wie hy verlang het. Ek wil hê jy moet vanmôre verstaan, die vinnigste resies wat ooit gehardloop was die resies toe Jesus aan die kruis was, wat die Vader van hemel tot aarde beweeg het, in 'n oomblik, om vir jou en vir my te omhels, en te sê, julle word my kinders, ek neem julle aan, julle is myne, halleluja, ek herstel die kindskap vandag, halleluja, dis die stem van 'n Vader, wat sê, ek herstel jou in jou posisie, ek herstel jou in volle vanmôre, want ek het jou lief. Dit maak nie saak wie ek is nie. Ek het jou so lief, ek sal buite my, wil ek amper sê, buite my hoogheid beweeg, om jou te gaan ontmoet. Wat het Jesus Christus gedoen? Hy het die godheid verlaat, homself gelyk aan 'n mens gestel, om vir jou en my te kom haal waar ons is. Ja, is dit nie groot nie? As dit nie vir jou iets beteken nie, sê ek vir jou, dan weet ek nie. So nou sê ek vanmôre vir u, Jesus staan vandag hier, as die stem van die Vader wat roep en sê, kom na my toe. Jy hoef nie langer in die hok te sit nie. Jy hoef nie langer jouself te verwyd vir jou foute wat jy gemaak het. Jy hoef nie langer te voel ek is skaam, ek het nie die moed om terug te gaan nie. Baie mense, ongelukkig, al wat staan tussen jou en sukses is vrymoedigheid om terug te draai na die Vader. Al wat staan tussen jou en jou ampt wat God jou gegee het, is die vrymoedigheid om te sê ek is jammer. As jy vanmôre sal kom, Vader, en ek praat vanmôre met die paas, want ek wil hê jy moet iets moois verstaan. Ek wil hê jy moet iets baie mooi verstaan. Wanneer 'n pa tot bekering kom, draai 'n gesin hulle na God toe. Wanneer 'n pa vanmôre 'n vader word, dan gebruik God hom so kragtadig. Ons almal wat mans is, met alle respek wat vrugbaar is, kan 'n pa word. Maar almal kan nie 'n vader wees nie.
Dis maklik om 'n pa te word. Inteendeel, dit gebeur partykeer so maklik sonder dat jy dit wil hê. Maar is jy vanmôre 'n vader wat hulle groot maak om die identiteit van ons Vader te kry? As jy gaan en jy vat jou kind se hand vanmôre, verander jy jou kind se lewe, pa. Maar as jy vanmôre gaan en jy vat jou kind se hand en jy leer hulle om die stem van die Vader te hoor, verander jy 'n generasie en 'n geslag daarna. Jy kan vanmôre net jou kind verander deur 'n voorbeeld te wees vir jou kind en die hand te vat en te help en by te staan. Of jy kan vanmôre sê, nee, ek wil baie meer doen. Ek wil jou hand vat, maar ek wil jou leer om die stem van die Vader te ken. Want as jy sy stem kan hoor, sal jy altyd weet, jy is welkom in die huis van die Here. Jy sal altyd weet, dit maak nie saak wat het gebeur nie. Jy is welkom om terug te kom. Vanmôre sit daar mense langs die pad wat nie vrymoedigheid het om terug te kom nie, want die kerk wil hulle verwyte as hulle wil terugkom. Ons het julle gesê julle gaan terugkom. Ek sê vir jou, dit is 'n seer ding, want daai skaamte, daai onvrymoedigheid, omdat ek bang is wat gaan die ander sê, wat gaan hulle sê, maak dat mense nie wil terugkom kerk toe nie. Hier's baie mense wat in my tyd ook in die bediening weggegaan het van ons gemeente af. Hulle sit vandag langs die pad. Baie van hulle sit by die huis. Dankie Here, ander wat die Here dien, ander wat ander plekke gekry het om die Here te aanbid. Praise the Lord, dit gaan nie oor my nie, dit gaan oor Jesus. Maar daar's baie wat by die huis sit. En weet jy hoekom? Hulle is te skaam om terug te kom, want hulle is bang, wat gaan die mense sê? Wat gaan die diensknegte sê? Wat gaan my boetie sê? Ek vra vanmôre vir jou, wil jy die oorsaak wees dat iemand anders nie vrymoedigheid het om by God uit te kom nie? Wil jy die rede wees dat iemand anders sterf as 'n huurling, sommer onbelangrik? Of wil jy hê hulle moet terugkom by Vader se huis, dat hulle hulle koninklike lewe kan uitleef? Hoor vanmôre die woord van die Here, volk van God. As jy die dag begin vergeet waar jy vandaan kom, gaan jy met so 'n houding sit, dat jy ander gaan afsit. Maar as jy sal onthou waar jy vandaan kom, en jy sal onthou waar God jou uitgehaal het, dan gaan jy vanmôre ander motiveer, ander bemoedig en ander aanmoedig en sê, kom my boetie, kom my sussie, kom ons gaan dien die Here. Dit maak nie saak wat sê mense nie. Ek en my huis, ons gaan die Here dien. Halleluja! Ek moes baie in my lewe regmaak, ek moes baie in my lewe jammer sê, en dit is nie lekker nie. Dis glad nie lekker om jammer te sê nie. Ek hou nie af van nie. Ek kry baie skaam, afhangende wat ek gedoen het. Maar ek hou nie af van nie. Maar ek doen dit, want daar's een ding in my lewe. Ek wil nie 'n huurling bly, omdat ek net te bang is om jammer te sê nie. Ek wil vanmôre my koninklike amp weer inneem, deur die knie te buig en te sê, hier is ek, Here. Ek is jammer. En weet jy wat so mooi? Dit waarvoor ons vrees, jy weet, dit is bewys, wat ek nou vir julle gaan sê, is statistiek bewys, dat 90% van mense se vrese nooit gebeur nie. 90% van goed waaroor mense vrees, gebeur nooit nie. En weet jy hoeveel mense is so bang vir iets wat gaan gebeur, en dit sou eintlik nooit gebeur nie. Jy weet nie eintlik hoe groot gaan die verwelkoming wees nie. En nou wil ek vir jou sê, as ek vat hoe bly daai pa was, dat hy besluit het, gee nie om wat sê wie nie, ek hardloop my kind tegemoet, gee nou vir hom die beste kleed, nie sommer enige kleed nie, die beste kleed, so ek neem aan, hulle het in orde, en hulle het dalk daar so gelê, in belangrikheid gehang. Hy sê, bring die beste, die mooiste stel skoene, hy wat so blink, touwtjies, of wat ook al, hy sê, bring dit, hy ring so groot knobbel van 'n steen, bring hom, hy sê, want my kind was weg, maar hy is weer terug. Jy kan God se hart so bly maak, deur vanmôre net 'n besluit te neem, maar die besluit is joune. Ek wil vir iets hartseer sê, en ek wil begin draai om klaar te maak. Dis mense wat in die kerk sit,
Jy sit vanmôre hierso, in hierdie gemeente. By die huis dalk luister jy, of jy's deel van 'n kerk. Maar jy sit vanmôre in die varkhok. Omdat jy nie vrymoedigheid het om jammer te sê nie. Jy het jou ampt neergelê. Jy het jou koningskap teruggegee. Want jy het jou gewip vir iets. Jy het jou vererg vir iets. Jy het iets gesê wat jy voor baie skaam kry, maar jy het nie die guts om dit te gaan regstel nie. Al het jy lankal in jou hart gevoel, ek wil dit regstel. Ek wil vanmôre vir jou sê, God wil jou ampt herstel. God weet wat is jou identiteit. Dit wat jy gedoen het, bepaal nie wie jy is nie. Jou Vader bepaal wie jy is. Hallelujah! We are heirs of the Father. We are joint heirs of the Son. We are children of the kingdom. We are family. We are one. Kom ons dien die Here in gees en in waarheid. Kom ons hou vas aan sy genade. Kom ons soek hom in gees en waarheid. Ek wil die Vader se stem hoor. Ek gee nie om wat sê wie nie. Ek sê vandag vir jou, ek wil nie omgee wat ander mense sê nie. Ek wil terugkom by God en by sy voete. Ek het gister so intense moment of fellowship met my een kind gehad. Ons het 'n goeie een gehad. En ek vat haar, en sy vat my terug. En ek vat haar nog bietjie verder, want ek het mos nou meer jare van kreatiwiteit wat ek kan als uitdink. Maar ek gaan rof. Maar naderhand weet ek praat om nonsens, maar ek wil 'n paar raakhoue slaan. Hier. En ek sit later, ek's besig om voor te berei en ek praat met die Here en die Here sê vir my, is jy nou trots op jouself? Ja, Here, maar die kinders vandag wil nie. Die Here sê, is jy trots op jouself? Ek sê, Here, as ek nou weer jammer sê, gaan sy weet jy my gebruik. En sê, ja, nou sê net weer jammer. Nou wil ek nie. Ek wil nie. Sê lekker nie. Ek sukkel met daai een. En die Here sê vir my, jy kan my nie die aanbedien as jy jou hart nie voor my skoon maak nie. En ek weet, ek gaan hier staan en ek wil vir julle sê, so sê die Here, maar ek gaan nie vrymoedigheid hê nie, want ek weet, iets is nie reg tussen my God nie. En ek stuur 'n boodskap en ek sê, ek is jammer. Jy bly my meisiekind. Ja, maar die was dit so bedoel, ek sê, ek is jammer, ek was net lelik geweest. Net pront uit lelik, maar ek beloof beterskap. En ek maak die saak hier reg, so mooi dat ek selfs vir haar later vir my sweets gee, kan jy dit glo? Maar vandag voel ek lekker. Want vanmôre toe hulle in die kamer kom vir Vadersdag en my kinders sit almal op my bed, en hulle spandeer tyd met my. Toe voel ek lekker. Toe voel ek soos die rykste man in Suid-Afrika. Maar as ek nie bereid was om my knie te buig nie, het ek dit verloor. Jy moet baie keer jou maniertjies kant toe skuif, sodat God sy maniere in jou kan inboesem. Terwyl ek vanmôre sit, praat die Here met my. En ek moet dit sê, ek wou nou nie, maar ek moet dit sê. Here sê vanmôre vir my, van ons het so konservatief en eng groot geword, so streng groot geword. Jy het daai 2:6 gehad, die môre sê en nag sê, maar jy moes dit baie sag sê. Jy het so nederig gemaak, jy het skoon minderwaardigheid. Jy het eintlik is jy 'n niks, jy's eintlik 'n gemors. Dis wat jy geglo het. En as gevolg van dit het ek dieselfde verhouding teenoor God vandag. Ek is nie goed genoeg nie, ek kan nie goed genoeg wees nie, want ek was nooit goed genoeg eers vir my pa nie. Hoe gaan ek nou vir die Here goed genoeg wees? Want ek is dit en dit en dit en dit en dit. En ek kan vir jou so lank lys noem van alles wat my tekortkoming is. Ek wil vanmôre vir jou sê, raak ontslaaf van dit. Want toe God jou die dag aanneem, toe gooi hy jou verlede weg en hy sê ek gee vir jou 'n toekoms. Toe God die dag jou aanneem, toe sê hy, ek sny die bande van die verlede, dit sal jou nie langer vashou nie, dis nie meer deel van jou nie. By geleentheid sê ek vir die Here, jammer vir iets wat ek fout gemaak het. Maar ek het hom al baie jammer gesê, maar ek voel sleg, daar's mos daai goed wat jou pla. Ja, ek sê, Here, ek wil net jammer sê, dit wat ek daar gedoen het, ek is regtig jammer. Here sê vir my, vir wat?
Ek sê, Here, vir dit wat ek dag nie. Hy sê, vir wat? Toe snap ek. Hy sê, ek het jou lankal vergewe, ek hou nie rekening nie. Vir my bestaan dit nie meer nie. Jy laat toe, laat dit nog bestaan. Ek wil vandag vir jou sê, God wil hê, jy moet vrykom. As jy wil hê, jou kinders moet verbeter en vryer wees in die Here, dan moet jy dalk vandag bietjie jou attitude verander. Dan moet jy vandag jou mentaliteit wat jy het van, dis hoe dit werk in die kerk, dis hoe dit werk in die huis, dis hoe dit werk, sê jy moet van ontslaa raak, en jy moet sê, Here, gee vir my 'n goddelike hart, 'n goddelike mentaliteit, 'n goddelike identiteit. Want weet jy wat? Ons Afrikaans sprekendes, en ek noem dit met baie liefde, ons het baie eng en streng groot geword, bietjie te, en ons het dan baie goed gaan agteruit staan, ons is maar tevrede met die agterste speen. Sies tog, as daar oor is, sal ons ook aanhou lewe, anders gaan ons maar wegval. Ek wil vir jou sê, weet jy wat het God in die Afrikaans sprekende Afrikaner in Suid-Afrika geïnvesteer? Ons is regtig 'n gesalfde en geseënde volk. Maar die duiwel het ons kom besig hou met ander nonsens. As dit nie die een ding is nie, is dit die ander ding. As dit nie kultuur is nie, is dit tradisie. As dit nie tradisie is nie, is dit vloeke en allerlei goed waaraan ons behoort, waaraan ons nie behoort nie. Ons is altyd besig met een of ander nonsens. God het vir ons meer in stoor. Julle verstaan nie, jy's geroep tot die beste. God het jou gemaak om die beste te wees. Maar jy moet vandag daai goedjies laat gaan. Ek maak dit vir myself moeilik, want ek is ongekrap in myself. En vanmôre sê ek dit, en ek begin by myself, en ek bely dit. Ek is omgekrap met myself. Ek voel nooit tevrede met myself nie. Ek voel nooit, ek stel die Here genoeg tevrede nie. En dan voel ek, my kinders stel my ook nooit tevrede nie. Want niemand kan by die waarde uitkom, standaard wat ek daar stel nie. Ek self ook nie. Ons sit, baie van ons sit met daai probleem. Dis nie die moeite werd nie. Jou kind, jou kinders, jou vrou, jou mens om jou is meer werd as dit. Vra vandag en sê, Here, help my. Help my om U identiteit aan te neem. Help my om vergenoeg te raak. Help my om tevrede te raak. En help my om te besef dat U my deur genade gered. U genade was vir my genoeg. U genade is vir die volgende een genoeg. Mag die Here U vanmôre salf. Mag die Here U seën, terwyl die wil seker vir ons gaan regmaak vir ou liedjie, wil ek vanmôre vir U sê, en ek sluit af met dit. Leer jou kinders die Vader se stem ken. Maar nie deur jou as spreekbuis nie. Hoor vanmôre my hart? Weet U dat die mens kan die stem van die Here manipuleer? Is jy met my vanmôre? Die woord van die Here sê, die Gees is die profeet onderworpe. Jy gaan sien, jou kwaai mense profeteer net kwaai goed. Jou sagte en liefdevolle mense profeteer net liefdevolle goed. Want die Gees wat ek het, bepaal hoe dit deur my kom. Maar vanmôre wil ek jou vra, Here, help my om so skoon kanaal te wees, dat elke kind en elke een in my huis, U kan hoor soos wat U wil hê hulle moet dit hoor. Want ons verskil. Die een is introvert, ander een is ekstrovert. Die een huil voordat sy nog seer kry, die ander een huil nadat sy seer gekry het. Ja, so jy kry verskillende mense. Ek het baie geite. Ek wil nie my kinders moet Here dien en hom sien soos ek hom sien nie. Ek wil hê hulle moet hom sien soos hy is. Want die binne is my tekortkoming. Vanmôre wil ek vir jou vra. Ek wil 'n beroep doen vanmôre. En ek wil vra, Paas, hierdie is nou so 'n lekker Vadersdag. Maar wil jy nie as pa dalk vanmôre net op jou voete staan en sê, Here, help my. Ek wil nie net my kind se hand vat nie, maar ek wil my kind leer om die stem te ken. Here, hier is ek vanmôre. Staan net op jou voete en sê, Here, hier is ek. Ek meld aan vanmôre. Ek wil vanmôre doen wat U wil hê, soos U dit wil hê. Julle wat nie paas is nie, die wannabes, julle kan dit ook so lank doen. Begin nou al bid, Here, help my om eendag 'n goeie pa te wees.
Ek vra vanmôre vir jou. God wil jou optel. God wil jou seën. God wil deur jou werk. God wil jou sy stem maak. Maar vanmôre moet jy dalk jouself so 'n bietjie kant toe skuif. Jou trots kant toe skuif. Die eie ek kant toe skuif. My kultuur, my tradisie, dit hoe ek dinge sien. Ek. Ek moet u word vanmôre. Wat los jy agter vir jou kinders? Wat los jy vanmôre vir hulle? Vader, elke pa wat vanmôre staan en die wat nog paas gaan word eendag, Vader, wil ek nou bid en vra, help ons om te wees soos wat u is. Jesus, be Jesus in me. No longer me, but thee. Laat hulle werklik waar Christus in my sal sien. Here, hulle moenie vanmôre Jacques en Christus sien nie. Hulle moenie vanmôre Christus sien met so 'n stukkie Jacques by nie. Nee. Here, daai stukkie Jacques is te foutief. Hy te veel foute, hy te veel kortkominge. Ek kan teleurstel, dan maak ek alles nou sleg. Here, 'n hele koppie koffie kan heerlik wees, maar as daar ou een vliegie in is, dan wil ek hom nie drink nie. Here, ek wil nie vanmôre die vliegie wees in dit wat God wil hê nie. Ek wil nie vanmôre die vliegie wees in hierdie koppie koffie wat mense nie wil drink nie. Ek vra vanmôre, help my. I surrender all, Lord. I surrender all truly unto thee. Kom vanmôre. Raak al die paas aan vanmôre, seën hulle, salf hulle, maar ook die maas. Hier's maas met wie jy praat vanmôre wat die rol van 'n pa vertolk. Hier's maas wat nie keuse gehad het nie, sy moes maar instaan en sy moes dit doen. Ek bid dat U hulle sal versterk. Ek bid dat U vanmôre verheerlik sal word deur U woord. Wees U die naprediker en word verheerlik. Aan U al die lof, die eer, die aanbidding, die lofprysing in Jesus naam.